Okay, let's pray. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. Dankie vir u genade. Dankie vir die beskerming en alhoewel ons hier kan wees, the only reason we are here is because of your grace, your mercy and your love. Here, dankie dat u elke dag saam met ons is. Maak nie saak wat ons in ons lewens doen, u is altyd getrou. You are always here. Father, you never let us go. You said you will never leave us, never forsake us. U sal ons nooit begewe verlaat nie. Seën hierdie diens, seën die woord, seën die mense wat dit hoor. Let the word make a difference in our lives this morning is my prayer in Jesus' name. Amen. Jy weet, ek dink, laaste tyd sien ek baie onder mense in huise en ek persoonlik het ook deur 'n ding gegaan en dit baie met die Here gepraat, baie beklei. En kyk, ons moet een ding verstaan, we must understand one thing about God is, when it says he's a good father, that's exactly what he is. A good father is one that is always there, he's not absent. And the difference between God and some fathers on this earth, die verskil tussen God en sommige vaders op die aarde, pa's is soms daar en soms nie daar nie. God is altyd daar. Die verskil is net, God is a gentleman. He's a gentleman. He waits for us to invite him into our situations and what's going on in our lives. He will never intervene if we don't allow him. To tell the truth, God is almighty. Hy is almagtig. As God enigiets wil doen, kan hy dit doen en niemand gaan hom kan stop nie. Nobody, the whole Bible is stories of how great God is, how he broke through certain barriers, hoe God dinge herstel het, hoe God deurgekom het. En dit bewys net die punt as God sê in die Bybel en ek sê jou nooit begewe en ek sê jou nooit verlaat nie, bewys dit, hy sê nooit beteken by God nooit. Al verskil is baie keer voel ons alleen en ons voel afgesonder en ons fight hierdie fight alleen omdat ons nie bereid is om God in te nooi nie. It's not that God leaves us, it's because we do not invite him into our lives. En ek sit in die onderwerp wat my opkom is hartseer in sukses en geluk. En dit klink contradictory, hoe kan jy die twee bymekaar bring om hartseer te wees en dan sukses en geluk te ervaar? Ek gaan vir jou aan die einde vertel wat die kern is wat God met my gedeel het oor hoe kry jy dit reg? How do you get this right? In hard times, how do you get to success and happiness? En dis presies wat God ons wil hê. Kan ons eerlik wees tussen ons almal, wie het al deur hartseer tye gegaan? Almal. Wie het hierdie week hartseer gevoel? Ja. Gister hartseer gevoel. Ek het iets die laaste, ek is nie bang om dit te erken nie, voorheen sou ek het nooit gesê het as 'n polisieman nie. As 'n polisieman het jy nooit hierdie goed erken nie, ek is jammer, ons het nie daaroor gepraat nie. Ek het gesyp om my sorge weg te syp. Ek sê laas week vir iemand, ek sê, 'n ding wat my irriteer as iemand kritiek lewer as hulle nie self daar was nie. You know, the best teacher in life is the one that talks out of experience. That's why Jesus can talk, because he lived it. He went through it. He had all the trials and tribulations. Dis hoekom die Bybel so 'n goeie boek is, want die Bybel sal vir jou vertel van mense se slegte en goeie dinge. And if you want to blow up somebody, as jy iemand wil goed maak, dan praat jy net oor sy goeie goed. Ek het nog nooit op 'n begrafnis gehoor, eintlik het ek dit 2 keer gehoor al, waar iemand uitkom en die waarheid praat. Ja. Gewoonlik is die skynheilige blikskottels wat opstaan by 'n begrafnis en sê, die ou was so great. Maar net hierdie week het ek gehoor hoe skinder hulle hoor, so hulle contradict hulle self. Die ou was sleg terwyl hy gelewe het, nou staan hulle by 'n begrafnis en hulle praat hom goed. So in die lewe sal jy altyd hoor, mense sal kom en hulle lieg so om die mooi stories te vertel. Maar die enigste boek wat geskryf is wat die sleg en die goed beskryf is die Bybel. Dit moet realisties wees want hulle het nie net geskryf hoe goed almal was nie. Hulle het almal se foute genoem. Hoekom? Sodat ons kon leer daaruit. Leer ons baie keer? Nee, ons wil self die foute gaan maak en dan vind ons uit die Bybel was reg. Net soos ek lang terug gesê het, like I said long ago, your dad tells you not to do something, what do? I'm going to try it, ek gaan dit doen. Wat het gebeur? Jou pa was reg, jou ma was reg. Because why? They walk that walk.
Hulle het geloop, hulle weet dit. So baie keer, weet jy wat, anders as die aardse vaders, God is altyd daar by die waits for an invitation. He waits for you to invite him in, om te sê, ek het nou, en weet jy wat, baie keer moet God wag totdat ons hart val. We want to fall hard before we invite God in. Is dit nie waar nie? Do you sometimes try everything? Het julle al dit gedoen? Ek weet ek het. As die nonsens die fyn gestryk het en ek voel nou down, wat doen ek? Ek try die en doen dit en niks het gewerk nie. Want is it tydelik, if it works, it's a temporary solution. But if you invite God in and you allow God to do his work, he knows the perfect plan. He knows where he wants to take you. God weet wat hy met jou wil doen en hy weet waartoe jy wil vat. Jy weet, as ek dink aan 'n hele paar mense, I think a lot of people, and I've been busy with this the last week, that went through heartache and made a success and was happy afterwards. Then one of the people that comes to mind is somebody like Naomi and Ruth. Naomi en Ruth. Naomi verloor alles, haar man alles. Sy trek na 'n ander land toe, saam met Ruth, en weet jy wat, hulle kry so swaar, dat Naomi op 'n stadium vir Ruth sê, weet jy wat, gaan weg van my, want ek wil nie meer lewe nie. I don't want to live anymore. Was jy al daar? Ja. Het jy al gevoel, weet jy wat, hoekom, ek wil nie meer lewe nie. Ja. Okay, ek weet, ek het al baie so gevoel. En Naomi kom op 'n plek waar sy vir Ruth en haar sussie sê, weet jy wat, gaan weg van my af, ek wil nie meer lewe nie, ek wil in vrede doodgaan. I want to die in peace. And Ruth says the next thing, and that's how God works. Sometimes he just throws something to color in your life to make it a little better. Het jy al gevoel jy is so down, en dan praat iemand met jou, of iemand bel jou, of iemand kom kuier vir jou, of jy sien ietsie wat jou net oplig. Vredelik in die straat. Yeah, that's your Ruth in your life. God sent Ruth to walk with Naomi in her weakest time, in haar moeilikste tye. And you know what, at the end of the day, God took Naomi and Ruth. When Naomi in the first place, toe Naomi in die eerste plek besef, want Ruth het vir haar gesê, die woorde wat Ruth gebruik het is hierdie: waar jy gaan, sal ek gaan. Jou God is my God. And she was not a Christian, She was not believing in our God. So she says, waar jy gaan, sal ek gaan. Jou God is my God. Jou huis is my huis. Now I think that's something awesome to hear from somebody when you're feeling down and you feel you want to give up on life. En ek weet, dit het al baie in my lewe gebeur, want ek voel ek is net moeg. Dan sal ek byvoorbeeld met my dogter praat. En Jolandi is een van die sterkste, sterkste mense in die Here wat ek ken. En dan sal sy ietsie vir my sê, en dit sal my net oplig. Because I'm not a person that talks to people. I do not. Ek's ongelukkig as ek in die polisie gewees, jy praat met niemand nie. Is ek reg, Frans? Ja. You suck it up, you keep it in. And then you get to a point when you start serving God, and sometimes I don't like God's idea anymore. Want die Here wil hê jy moet praat oor goed. Die Here wil hê jy moet jy moet 'n rit in jou lewe hê wat jou help. And sometimes you just try to sort this out yourself. And how does it feel at night? Hoe het jy gevoel in die aand? That's what I said. That's what I've been going through. Ek slaap nie, ek flip en huil myself dood. Voel ek skaam om dit te sê, want ek is nie 'n ou wat ooit gesê het ek huil nie. Ek het nooit gehuil nie. Ek het nooit emosie gewys nie. Maar jy weet, dan gaan jy deur hierdie tye en dan dink ek aan iemand soos Ruth wat daai woorde sê vir Naomi. She says those words to Naomi. And eventually the whole plan comes to pass that God promised her he will rectify everything. Hy sal alles regmaak. En op die einde Ruth ontmoet vir Boas. Boas trou met Ruth. Naomi het permanente huis, sy word versorg vir die res van haar lewe. So God het 'n plan met alles. God draai alles. Hy sê in die woord in God laat alles ten goeie meewerk vir die wat glo. Those that trust in God, he lets everything work out perfectly. Ek kyk na iemand soos Job. Job, wat het met hom gebeur? Hy het alles verloor. Dit sê hy het op die ashoop gaan sit
He was so down because the house fell out on his children, they died. Sy vrou het hom meer gekritiseer en sleg gesê as enigiets anders. Hy het al sy vee verloor, hy het sy landery is afgebrand. Job lost everything. And then Job landed up where we land up when we're unhappy. Die Bybel sê hy het op die ashoop gaan sit. The symbolism of an ash heap was you at your lowest. Sê my gou, wat bly oor as jy braai hou? Bly daar nog charcoal of houtskool oor? Of wat is daai wat daarin bly? Net as. Dis die einde van die braai. Daar is nie meer charcoal, as dit as is nie, is dit verby. Dan kan almal huis toe gaan. Nou dis presies wat gebeur. Job het op die ashoop gaan sit. En Job het 3 vriende gehad. Hulle was nie baie goeie vriende nie. En dis wat baie keer gebeur as 'n ou sleg voel. Die opinie van mense sinks a lot of people. The opinion of people drags people down to the worst place they've ever been. They've been in a bad place, but it takes them back down to a worse place. These 3 buddies came up with the idea, yeah, because you sinned, because you're not right with God, because this, they came up with all the negativity to prove why Job is sitting on the ash heap. Hoekom hy op die ashoop sit? Nou partykeer moet ou mooi luister na wie met jou praat en wat se vriende jy om jou het. Wie jou ore aan uitleen. Dis waar ek altyd dink aan wat ou Frans gesê het. Ignore them. En Job het op 'n stadium ook gekom te sê op sy chommies wy. Jy sien, die slimste ding wat ons kan doen in 'n hartseer tyd is om verby al die negativiteit te kom en dit weg te stoot, to push it aside. En dis wat Job gedoen het. Hy het vir sy 3 vriende gesê, "Wow, julle praat nonsens. Ek weet ek is reg met God. I know I'm in right standing with God. So ek wil nie meer na julle luister nie. Nou bly julle stil. Nou gaan God praat." Even Job het met God gestry. Remember one thing, the negativity pulls you into a negative mindset. Is ek reg dat jy al beïnvloed was deur mense of ietsie of dinge wat jy gehoor het wat jou ook negatief verder gemaak het? This is what happened to Job, but eventually he decided, you know what, I'm going to invite God into this conversation, want hierdie ouens praat nou nonsens. Onthou net een ding, as jy die waarheid weet, pas op vir wie invloed om jou is. If you know the truth, be careful of what you listen to, or who you listen to. Job het na sy chommies geluister omdat hy sy 3 beste vriende was. En hulle het hom net meer negatief gemaak. Hulle het hom gekry op 'n plek waar hy homself begin bevraagteken. Het dit al met jou gebeur? Dat iemand met jou praat, dan dink jy, ek is die probleem. Ja. Then you should silence the negativity. The only way you're going to get out of this is silence the negativity and push it aside. Job het dit gedoen. Job sê vir sy 3 chommies, weet jy dat julle 3 praat nonsens? Sit een kant. Nou gaan ek God innooi. And he invited God in. And for the first time God speaks in 39 chapters of Job. En God sê vir hom, jy wat so klaar, wie laat die wind waai? Wie maak die golwe, laat hy reg werk? Wie stuur reën op die regte tyd? Wie gee jou gesondheid? Wie beskerm jou? En hy bring nog 'n paar voorbeelde oor diere en so aan. Wat amazing is as jy dit wil gaan opswak, gaan swak op Job 38 tot 42. Waar God goed inbring en sê, hierdie goed, wie laat die arend so sweef? Al hierdie goed kan ons nie beskryf nie. En Job moes stil bly en besef, nie ek nie. Net een kan dit doen, en is God. And when he did that, the Bible says God started blessing him. When you quiet the negativity and the surroundings that doesn't come from God, then God will start blessing you and change your circumstances. Wanneer jy alles stil maak, wat so geraas maak. Jy sien, wat die duiwel wil hê is, hy soek ons aan die aand om meer negatief en hartseer te word. What God wants to do is, he wants to correct us and rectify us, sodat ons weer kan smile, sodat ons weer gelukkig kan wees. En dit gaan baie keer vat, dat jy vir mense of dinge moet sê, Max, dat jy vir mense of dinge moet sê, stil, genoeg is genoeg. Jy gaan dit moet stil maak, nie God nie, hoor. Jy gaan, soos Job,
En Naomi gaan jy dit moet stil maak en sê, weet jy wat, ek het nou genoeg hier onder op die ashoop gesit, dis tyd om op te staan. Onthou ek het baie lank terug gepreek waar die Bybel vir iemand gesê het, ek kan nie eens onthou wie dit was nie, want ek sê, staan op en trek jou broek op. Onthou julle lang terug het ek het gepreek. Hy sê, trek jou broek op. Nou, toe het ek nog 'n grappe gemaak oor die jong mense wat hulle broek op hulle knie hang en goed. You remember that? Ja, dis al die grap vir julle. Okay, nou, jy sien, baie keer is ons op die ashoop en God sê, staan op. Nou, dis mense wat die hartseer tye gegaan het. Kom ons kyk 'n bietjie na iemand soos Josef. Josef het nie gevra vir wat hy gekry het nie. Hy was maar nou net die slimste en aantreklikste ou in sy familie en hy was sy pa se favourite. Die fout het gekom toe sy pa hom voortrek. When his father brought him in front of the other brothers, gave him a brand new coat, trek het aan vir hom. And what happened after that? It just got worse. Want Josef droom, hulle almal buig voor hom. Wat toe die waarheid geword het eventueel, dit was 'n voorspelling van wat kom. And they got so jealous that they caused Joseph's heartache by throwing him in a pit, selling him, and he landing up in Egypt. Then what happened there? He lands up in jail, he does the right thing, the people he helps in jail forgets him. Later onthou hulle hom, hy kom uit, hy kom in Potifar se huis. Wat gebeur daar? Hy doen alles reg. He enriches Potifar, hy maak die Egiptiese koning ryk. Wat gebeur met Potifar se vrou? Josef doen die regte ding. Hy sê vir die vrou, my Heer het alles vir my gegee, net aan u mag ek nie vat nie. Wat gebeur daarna? Ja, toe draai sy teen hom. Sy draai teen hom, sy lieg, hy beland weer in die tronk. So, do you think that's fair? Wat sê die boodskap vir ons? Die lewe is nie altyd regverdig nie. Onskuldige mense gaan sukkel, gaan hartseer wees, gaan pyn voel, gaan deur moeilike tye gaan. Jy weet dit, julle is al hoe oud. Ons almal het al baie van dit gehad, het ons nie? Jy sien, die Bybel praat die waarheid. Maar wat het op die einde van die dag gebeur? Die waarheid sal altyd seëvier. Die waarheid, die skelmgoed sal uitkom. Die waarheid sal altyd seëvier. Josef word weer aangestel. Wie buig voor hom? Sy eie boeties. Ja. Wat doen God deur Josef in 'n land wat nie aan hulle behoort nie? Hy bless sy hele familie. Hy bring hulle soontoe, hulle bly in die paleis. Hulle is almal voorgesorg. Jy sien, maar Josef het altyd God ingenooi. Hy het altyd besluit om die regte dinge. Josef is nou 'n voorbeeld van iemand wat altyd die regte ding gedoen het. Nou wil ek afsluit deur nog 'n ouetjie te gebruik. Hy het baie keer ek praat nie eens van ouens soos Judas Iskariot en Saul nie. Kyk wat daai twee se einde. Hulle het alles gehad by God. They got unhappy. God still wanted to help them. Saul, he sent David to play on the harp for him om daai demone weg te jag. Judas Iskariot het net soos Petrus 'n kans gehad om reg te maak wat hy gedoen het. Hy het nie. Wat het hy gaan doen? Selfmoord gepleeg. What did the Bible say? Saul fell in his own sword. So hy het ook selfmoord gepleeg. Jy sien, dis waar die duiwel jou wil hê, om jou te breek en te beëindig. That's where the devil wants you. That's not where God wants you. En ek wil afsluit met nog 'n ouetjie. David. Dis David het nonsens aangejaag. Ja. Het jy al sy stories gelees? Daai mannetjie, ek praat nie net van die tannie nie. David het baie nonsens aangejaag. Hy het baie keer teen God besluit. Hy het baie keer foute gemaak. Weet jy, David oor sy egbreek, lê op die sy kind gaan toe. Hy hoor die profeet sê vir hom, jou kind gaan sterf. David gaan lê voor God. Hulle wil hom kos bring, hulle wil hom water bring, David sê ek eet en drink niks totdat God klaar is met my. Hy gaan lê op die grond in sak en as, lê hy voor God. En hy huil, and he cries. His child still died. David het nog steeds die prys betaal. Toe sy kind dood is, weet julle wat het David gesê? Wat het David gedoen? David staan op. Hy sê, bring vir my kos, drink my iets om te drink.
Hulle sê vir hom, maar jou kind is dood, moet jy nie nou rou nie. Dawid se woorde is hierdie. Daar's niks wat ek aan hom kan doen nie, hy is oorlede. Dis nou tyd om op te staan en my reg te ruk. Wat doen Dawid? Sy kind is dood, hy bring 'n offer aan God. He offers to God. Nou jy bring net 1% vir iemand as jy iets nice gekry het. Dawid bring iets wanneer sy kind dood is. Of iets wil terug hê. Wat sê dit van die hart van Dawid? Dis hoekom, wat sê die Bybel? Dawid was 'n man so na aan God se. Hoekom? Want God het Dawid se hart geken. You see, God's not interested in anything that you own, that you possess. God is nie eers geïnteresseerd in die sondes wat jy doen nie. Weet jy wat God geïnteresseerd in? Your heart. Why? Who is the only person that knows your heart? God. Dis hoekom hy geïnteresseerd is daarin. That's why Jesus Christ came to die. Jesus het dood gegaan om vir ons te wys dat God so belangstel in almal, dat hy sy eie hart sal breek om ons terug te kry. He broke his own heart. Let his son die on the cross so that he can buy us back. Weet jy wat verstaan God? God verstaan as jy nonsens aanjag en as jy foute maak. Because do we live in an easy world? Lewe ons in 'n maklike wêreld? Nee, ons lewe in 'n wêreld waar mense seer maak. Kom ek vra jou, het iemand jou al seer gemaak? Kom ek vra jou die volgende vraag, het jy al mense seer gemaak? Wys my die persoon gou wat jy ken, gee my sy nommer gou, wat nog nooit iemand seer gemaak het. Ken nie so na. Not this week. Not this week, eh? Not this month, No. not this millennium, Maybe next week. not this life. Maybe. Jy sien, dit is hoekom God stel net belang in ietsie, met al Dawid se nonsens. Eindig God Dawid se lewe. Daai's 'n man so na my hart. Weet jy hoekom? Because David always strived to please God. Al het hy foute gemaak. Hy het altyd gekom en gesê, weet jy wat, ek het nonsens aangejaag. Hy het dit erken. What happened to David? Jy het hom geseën. He became the greatest king that Israel ever had. He became the grandfather of Jesus Christ. He became the beloved Son of God. Jy sien, die Bybel sê ietsie en hiermee wil ek afsluit. Die duiwel wil jou hou op 'n plek waar jy ongelukkig is. You have to quiet the noise. Jy moet die geraas stil maak. Weet jy hoeveel keer het ek in die laaste ruk al vir die Here gesê, hoekom doen jy niks nie? En toe kry ek 'n great antwoord. Wat dink julle was God se antwoord aan my? Hy gee vir jou alles. Dis wat jy daarmee gaan doen. God se antwoord aan my was, hoekom doen jy niks? Job het sy vriende stil gemaak. Rut het Naomi versterk. Dawid het opgestaan en God ingenooi. This is the trick of everything. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Invite God in. Nooi God in. Dis nie altyd maklik nie. En as jy leer om dit te doen, as ons leer om dit te doen, God se antwoord was net dit aan my. Doen jy iets? I had to quiet the noise. Ek moes ophou moan en kla en beklei en vir die Here sê, okay, weet jy wat, ek is nou moeg. Kom jy nou in, kom help my. En dan kom hierdie vers voor, waar die Here sê, Johannes 14 vers 27, ek sal jou vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Nie die vrede van die wêreld nie, maar my vrede gee ek jou. My vrede maak jou kalm. My vrede laat jy verstaan wat jou waarde is. My vrede laat jy verstaan hoe belangrik jy is. En op die einde van die dag, weet jy wat, al die mense wat sukses behaal het besluit om op te staan.
alles stil te maak wat raas en na God te luister. En hulle is suksesvol. Al wat ons hoef te doen, is laat toe. Let God have His way, and we will see changes. Laat God sy way, en jy sal sien, jy weet presies wat sy rigting om te volg. Jy weet presies waarna toe jy moet gaan. As jy net alles stil maak en net God praat. Sometimes we want to talk too much, en ons wil te min luister. Dis al wat ons hoef te doen in die lewe. Gaan daar ongelukkige tye wees, gaan daar hartseer tye wees? Yes. Ongelukkig is jy op aarde, ek en jy is op aarde, we on this earth, we always gonna have this. Ons moet net leer, God vertrou in alles. We need to trust Him. In plaas van in die aand stil raak en negatief raak, why don't we get quiet at night and speak to God and trust Him with the outcome of everything. Vertrou hom met die uiteinde van alles. Kom ons bid. Lord, we want to thank you that you're always there. Ons wil dankie sê dat jy altyd daar is, dat jy ons versterk, dat jy ons dra, dat jy hier pad saam met ons stap. Here, seën ons vandag deur hierdie dag, elke persoon wat hier is, Vader, hou jy hand oor hulle, seën hulle ryklik. Dankie dat hulle die tyd uitgekoop het om die woord te kom hoor, om as familie saam te kom. Vader, om u woord te bevestig wat sê, ons moet ons onderlinge byeenkomste bywoon, Vader. Dis 'n opdrag van U. Seën elke persoon wat siek is, Vader, hou jy hand oor elkeen van hulle, Vader, en bring ons weer volgende week bymekaar. Ek bid die seën van God oor elkeen hierdie week, en wat hulle mag aanpak, dat hulle besef, al voel ons alleen, ons is nooit alleen nie, U is met ons. U stok en U staf vertroos en versterk ons, Vader. U stel die engele aan oor ons, en U stel die Heilige Gees in ons, om ons te lei, te leer, en elke dag gemeenskap met ons te hou. Dankie vir U goedheid en guns. Dankie dat jy 'n goeie pa is. Thank you that you're a great dad. And we want to bless you. We want to give you all the glory in Jesus' name. Amen. Ek wil net amen sê. Dankie dat jy vir Pierre so ryklik kan gebruik om vir ons evangelie te sit. Ons ook te maak dat ons kan verstaan en begrip kan hê. Dankie daarvoor. Jesus se naam. Baie dankie. You see, David was quick to repent.